Skaapwagter 5. Hy lei my in spore van geregtigheid. Psalm 23. Ons is op toer deur Psalm 23 om so ietsie meer te ontdek van wie ons herder is en wat hy alles vir ons doen as die goeie skaapwagter. Dawid het as skaapwagter baie verstaan van sy skape en skryf dus die psalm vanuit 'n skaapse perspektief, sodat ons die parallel kan sien van wat dit beteken om deel van God se kudde te wees. Kom ons lees die hele psalm hardop saam. Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Ons het laasweek gekyk na wat dit beteken om verkoop te word deur die Here as ons skaapwagter. Hy tel ons op en sit ons terug op ons voete. So iets gebeur gereeld met elkeen van ons wat so 'n bietjie laat slap lê, terugsak in ons gemaksones. Sommer gou raak ons maklike prooi vir die duiwel en mors hy met ons. Gelukkig is die goeie herder op die uitkyk vir ons en gereed om ons te hulp te snel as ons op ons rug beland. Dan maak hy ook seker om alles weg te knip wat ons so platdruk. Soms kos dit 'n skeer waarin hy ons kaal stroop van alles wat aan ons kleef, sodat ons nie gedurige potjie word daardeur nie. Nou kyk ons na die tweede deel van vers 3. Soos 'n goeie gids lei hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is. Hy leer vir my om reg te lewe, want ek behoort aan hom. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Hy lei my op die pad van geregtigheid tot eer van sy naam. Skape is diere met vaste gewoontes, net soos ons mense. Ons hou ook nie juis van verandering nie en sal eerder dieselfde ding oor en oor doen, want ons weet hoe. As skape aan hulle self oorgelaat word, sal hulle dieselfde spoor volg elke dag, totdat dit in 'n sloot of 'n barre uitgetrapte paadjie verander is. Hulle sal wei in dieselfde heuwels totdat dit 'n woestyn is. Hulle sal hulle eie grond besoedel totdat dit vol siektes en parasiete is. Baie van die wêreld se beste skaapplase is geruïneer weens oorbeweiding, swak bestuur en eienaars wat nie omgegee het nie of onkundig was. As jy deur plekke soos Spanje, Griekeland, Mesopotamië, Noord-Afrika, dele van Wes-Amerika, Suid-Afrika, Nieu-Seeland of Australië sou reis, sal jy die skade sien wat deur skape aangerig kan word. Party van hierdie gebiede was voorheen vrugbare grasvlaktes wat afgevreet is totdat dit niks meer werd is nie. Te veel skape het oor te veel jare die veld gestroop weens swak bestuur. Die einde daarvan is armoede en 'n rampgebied. 'n Algemene misverstand omtrent skape is dat hulle oral kan klaarkom en vir hulle self kan sorg. Die waarheid is egter die teenoorgestelde. Geen ander dier het meer sorgvuldige bestuur en beheer en hulp nodig as skape nie. Sonder twyfel het Dawid wat 'n skaapwagter was, dit uit eerstehandse 'n harde ervaring geweet. Hy het geweet dat as sy skaaptrop suksesvol moes floreer, tesame met die eienaar se reputasie, moes die skape onder konstante beheer en leiding van die skaapwagter wees. 'n Skaapboer vertel eendag van sy eerste skaapplaas wat hy gekoop het. As 'n jong man, dit was 'n dorre stuk land wat voosgetrap is deur skape, totdat dit waardeloos was. Die vorige eienaar het die stuk grond verhuur aan 'n huurder, en daardie man het basies die stuk grond oorlaai met skape en hulle aan hulle eie lot oorgelaat. Die eindresultaat was 'n vertrapte veld, wat niks meer werd was nie. Die veld is voosgevreet deur te veel skape en die troppe het min gegroei weens die swak gras wat oorgebly het.
Oral was uitgetrapte paadjies waar duisende pote dieselfde paadjie geloop het, totdat dit dieps groewe geword het. Erosie was sigbaar op die hange en die hele stuk veld het gelyk asof het nooit weer sou kon herstel nie. Dit alles het gebeur omdat die skape doodgewoon gelos is, om op hulle eie voort te sukkel, in plaas daarvan om bestuur te word deur 'n intelligente skaapwagter. Op hulle eie het die skape gegaan waar hulle wou en verwoesting gesaai waar hulle gekom het, weens hulle ingebore gewoontes. Die gevolg van sulke wanbestuur was dat die skape die gras afgevreet het tot op die grond, sodat selfs die wortels beskadig is. En daar is plekke in Afrika waar die graswortels deur die skape uit die grond oopgekrap word, sodat net barre sand agterbly. So 'n mishandeling van 'n veld beteken 'n verlies aan vrugbaarheid en die land word blootgestel aan allerlei forme van erosie en agteruitgang. Weens die gedrag van die skape en hulle voorkeur vir gunstelingplekke, het hierdie deurtrapte gebiede gou broeiplekke geword vir parasiete van allerlei soorte. In 'n kort tydjie kon die hele kudde besmet word met wurms en onwelkome skaapsiektes. Die hartseer is dat beide die eienaar en die land geruïneer word, terwyl die skape al dunner en sieker word. 'n Slim skaapwagter is bewus van al hierdie gevare. As skaapwagter moet hy die nodige stappe neem om hierdie negatiewe gewoontes van sy trop te beheer, terwille van die welvaart van sy trop, die gesondheid van die land en sy eie reputasie as eienaar. Die skape se ingebore dom gewoontes kan destruktiewe en gevaarlike gevolge inhou. Die beste strategie wat 'n skaapwagter kan toepas om verwoesting te verhoed, is om sy kudde aan die beweeg te hou. Hulle mag nie te lank op dieselfde stukkie land vertoef nie. Hulle moet geskuif word van weiveld na weiveld om oorbeweiding van die gras te verhoed. Dit keer ook dat hulle voetpaadjies of groewe in die grond uittrap wat erosie veroorsaak weens te veel gebruik. Dit vertraag die besmetting van skape met interne parasiete en siektes, want die skape bly aan die beweeg voor die besmette grondse organismes hulle lewensiklus kon voltooi. Die skaapwagter moet dus 'n goed deurdagte aksieplan hê, met 'n beplande rotasie van een weiveld na 'n volgende om die regte beginsels van goeie bestuur te kan toepas. Dis presies hierdie tipe idee wat Dawid 'n gedagte gehad het toe hy geskryf het van lei my in die spore van geregtigheid. Deur hierdie presiese plan te volg was die geheim van gesonde skape en 'n gesonde land. Dit was die sleutel tot suksesvolle skaapboerdery. Die eienaar se naam en reputasie het afgehang van hoe effektief hy nuwe weivelde kon vind met vars gras vir sy kudde. Die een wat sy skape volgens hierdie plan bestuur het, was verseker van sukses. 'n Skaapwagter vertel eendag dat hierdie aspek van sy boerdery die meeste van sy aandag geverg het, die rondskuif van sy skape. En dit het al sy ander take en besluite oorheers. Daar het nie 'n dag verbygegaan wat hy nie in die veld gaan stap het om die balans tussen groeiende gras en beskikbare weiveld geëvalueer het nie. So gou hy gesien het dat die maksimum voordele vir beide skape en veld nie meer ontmoet word nie, is die skape geskuif na 'n vars veld. Dit het in die praktyk beteken dat hy hulle omtrent elke week moes skuif. Die sukses wat hy geniet het as skaapboer was te wyte aan hierdie versorging en bestuur van sy skape. 'n Soortgelyke prosedure vind plaas wanneer skape geskei word na die somerweiding in die heuwels deur die herders. Hulle lei hulle skape na 'n vars heuwel elke dag. Die patroon van weiding word vooraf uitgewerk, sodat die skape nie te lank op dieselfde grond moet wei nie. Party skaapwagters het 'n basiskamp van waar hulle opereer en dan uitsprei in groot sirkels, waarin hulle nuwe weivelde besoek, voor hulle saans terugkeer na die basiskamp. Om hierdie tipe bestuur van skape te verseker is dit nodig dat die eienaar intieme kennis van sy weivelde moet hê. Hy moet daardie grond gereeld besoek. Hy ken elke voordeel en elke uitdaging en beperking. Hy weet waar sy kudde sal floreer en hy is bekend met waar die gras maar flouerig of skaars is. Dus tree hy op volgens die kennis wat hy het. Wanneer 'n herder sy skape lei na 'n nuwe gebied, word 'n hek deesdae oopgemaak om hulle deur te laat. Die skape voel die opwinding aan, hulle gaan deur die hek en selfs die ou skape sal spring van vreugde oor die vooruitsig van nuwe vars gras. Hulle geniet dit om gelei te word na nuwe weivelde. As ons kyk na die menslike aspekte van hierdie tema,
sal ons gou wees om parallelle raak te sien. God het ons nie skape genoem vir spek en boontjies nie. Ons gedragspatrone en lewenstyle is so dieselfde as die van 'n skaap, dat dit eintlik 'n skande is. Ons is maar 'n klomp skaapkoppe. Die skrif wys uit dat baie van ons maar 'n hardkoppige spilletjie is. Ons hou daarvan om agter ons eie neuse aan te loop en voort te voeter op ons eie paadjies. Jesaja beskryf dit nogal redelik raak. Ons het almal gedwaal so skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. Die ergste is dat ons dit aspres doen, oor en oor, selfs tot ons eie nadeel, al weet ons hoe dit gaan eindig. Hierdie tendens van die mens om destruktiewe rigtings in te slaan met hardkoppige hardnekkigheid is 'n vreesaanjaende kenmerk van die mens. Dit hou dalk verband met die mens se inherente trots en poging om altyd self in beheer te wil wees. Ons dring daarop aan dat ons self weet wat die beste vir ons is. Selfs al is daar katastrofiese resultate wat vir almal sigbaar is. Los my uit, ek kan self. Net so skape volgens mekaar blindelings uit gewoonte of dommigheid, allangs dieselfde klein paadjies en dieselfde spoor, totdat ons die grond so uitgetrap het, dat dit sloot te begin word. As mense klou ons vas in dieselfde gewoontes wat ons en ander se lewens al hoeveel keer geruïneer het. Soms beland is in sirkeldenke, deur maar net te doen wat al die ander ook doen. I followed this guy on social media for years, so I figure I can't go wrong following him in real life. On second thought, maybe I'll just follow you guys on Twitter, sê die oukie. Ons hou daarvan om ons eie rigting in te voeter, want dit beteken ek doen wat ek wil. Dit impliseer dat ek vry voel om my eie wense te volg en my eie idees uit te voer. En ek doen dit dikwels ten spyte van elke waarskuwingslig wat flikker langs die pad. As jy jouself alleen bevind, moet jy dalk begin wonder of jy op die regte plek in die lewe is. Spreuke 14 sê, daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. In kontras daarmee kom Christus as die goeie herder en sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek het gekom dat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Die hartseer gedeelte is dat die meeste mense nie vir hom as die goeie herder wil volg nie. Ons wil nie gelei word in paaie van geregtigheid nie. Om een of ander rede druis dit in teen ons grein. Ons verkies om eerder ons eie pad te loop, selfs al lei dit vir ons gedurig in die moeilikheid in. Die hardkoppige, selfgesentreerde, trotse, selfgenoegsame skape dring daarop aan om hulle ou paaie te volg en te gaan wy op ou besoedelde grond. Die uiteinde is 'n uitgeteerde sak wollerige bene op 'n geruïneerde stuk veld. Die wêreld waarin ons leef is vol van sulke mense, gebroke huise, gebroke harte, mank lewens, skewe persoonlikhede. Dit alles herinner ons aan manne en vroue wat gekies het om eerder hulle eie pad te loop. Ons lewe vandag in 'n siek samelewing wat sukkel om te oorleef op 'n oorbewyde land. Die gierigheid en selfsugtigheid van die mensdom het 'n erfenis van skade en skande nagelaat. Tussen al hierdie chaos en verwarring kom die goeie herder, Jesus Christus, na ons en sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Maar die meeste van ons, selfs as Christene, wil dit nie doen nie. Ons hou nie daarvan om onsself prys te gee nie. Ons hou nie daarvan om ons regte op te gee, om ons eie besluite te neem nie. Ons wil nie volg nie, ons wil nie gelei word nie. Wanneer ons daaroor gekonfronteer sou word, sal ons dit natuurlik ontken. Ons sal voorgee dat ons gelei word deur die Here. Ons sal daarop aandring dat ons besig is om te gaan waar hy ons ook al lei. Ons sal liedere daaroor sing en idees daaroor uitruil, maar sover dit gaan om gelei te word in die paai van geregtigheid, is daar maar min van ons wat dit reg kry om sy pad te loop. Om Jesus te volg beteken gewoonlik 'n draaipunt, 'n plek waar 'n Christen of aangaan met God of waar hy omdraai en eerder sy eie pad volg. Dit kos 'n wilskeuse, 'n besluit wat geneem moet word.
Spurgeon het gesê, the turning point of humanity is the cross of Christ. Daar's baie verlore, onbetrokke, onwillige, selfsugtige Christene, wat net Christen in naam is, maar nie juist geklassifiseer kan word as volgelinge van Christus nie. Daar is maar min disippels van Jesus wat bereid is om alles agter te laat om hulle meester te volg. Jesus het nooit die koste van disippelskap ligtelik opgeneem nie. Dit kos 'n prys om hom te volg. Hy het dit pynlik duidelik gemaak dat dit 'n lewe was van selfverloning. Dit bevat 'n hele nuwe lewensuitkyk. En dit was nie die natuurlike, normale manier waarop 'n persoon gewoonlik leef nie. En dis wat die prys so onmoontlik maak vir die meeste mense. Ons hou daarvan om Here te dien op ons eie terme, nie volgens wat hy van ons verwag nie. Iemand het homself verloon en kies om die goeie herder se pad te volg, het 7 vars sienings of lewensuitkyke nodig. Dit sal die disipel help om vorentoe te beweeg na nuwe grond saam met God. As jy dit so volg, sal jy nuwe vars weivelde ontdek, 'n nuwe oorvloedige lewe, toenemende gesondheid, 'n gevoel van heelheid en heiligheid in jou wandel met God. Niks sal vir hom meer bly maak nie. Geen aktiwiteit aan ons kant hou 'n groter voordeel in vir die lewens van die mense rondom ons nie. Kom ons kyk na hierdie 7 kopskuive wat in plaasvind. In plaas daarvan om myself die meeste lief te hê, is ek gewillig om Christus die liefste te hê en ander soos myself. Liefde volgens die skrif is nie net 'n sagte, sentimentele emosie nie. Dis 'n doelbewuste keuse, 'n wilsbesluit. Dit beteken dat ek gewillig is om my eie lewe neer te lê, myself uit te giet vir ander. Dis presies wat God vir ons gedoen het in Christus. Dis hoe ons weet wat liefde is. In Johannes 3 vers 16, hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Die oomblik wat ek doelbewus iets doen vir God of vir ander, wat my iets gaan kos, is ek besig om uiting te gee aan hierdie liefde. Liefde is die onselfsugtige, selfopofferende teenvoeter vir selfsugtigheid. Die meeste van ons weet maar min van so 'n lewe, want in wese is ons baie selfsugtig. Maar as 'n persoon die vreugde ontdek om vir ander iets te doen, stap hy deur die hek en word hy gelei deur God na groen weivelde. In plaas daarvan om een van die skare te wees, is ek gewillig om uitgesonder te word, op sy gesit te word van die menigte. Die meeste van ons so skape is maar tropdiere. Ons wil graag behoort en sal enigiets doen om te behoort tot 'n groep. Party van ons sal selfs agteroorbuig om iewers in te pas en selfs ons beginsels prysgee, net om te kan behoort. Ons wil nie anders wees nie. Ons is bang om te verskil van die meerderheidsstem, selfs al wens ons partykeer dat ons kan anders wees. Ons het die begeerte daarna dat ons selfsugtige egos gestreel moet word. Jesus het gesê dat net 'n minderheidsgroepie sy pad aanvaarbaar sal vind. Baie beland op die breë pad. As jy gemerk wil word as een van die skapies van sy kudde, sal dit kritiek ontlok. Jy sal sarkastiese aanmerkings vanaf 'n siniese samelewing aanhoor. Baie van ons wil nie so ontbloot word of gekritiseer word nie. Ons hou mos daarvan as mense van ons hou. If we try to please everyone, we run the risk of pleasing no one. Some people who flood others with distasteful criticisms ironically cannot handle even just a drop of their own medicine, het Odinsky opgemerk. Maar net soos Jesus bekend was as 'n man van smarte, bekend met krankheid en pyn, kan dit ook ons roeping wees as ons hom wil volg as ons herder. In plaas daarvan om by te dra tot die toenemende hartseer en treurigheid van ons samelewing, kan hy ons oproep om die laste van ander te begin dra, om betrokke te raak by die swaar kry van ander. Is ek regtig gereed om dit te doen? In plaas daarvan om aan te dring op my regte, is ek gewillig om dit prys te gee ten gunste van ander? Basies beteken dit om myself te verloon, myself tweede te stel. Dis nie maklik nie, dis nie normaal nie, dis nie natuurlik nie. Selfs in die liefdevolle atmosfeer van 'n huis, probeer ons almal ons merk maak. Ons probeer eerste wees, in beheer wees.
Ons is maar al te bewus van ons individuele regte waarop ons aandring. Maar die persoon wat gewillig is om sy trots in die sak te steek, die agterste gestoeltes in te neem, 'n tweede viool te speel, sonder om te voel dat hy mishandel word, het 'n lang pad gevorder na die nuwe weivelde van God. En dit vat 'n groot stap vorentoe om die eie ek tweede te stel. Dit maak ons vry van die boeie van persoonlike trots. Dit is moeilik om so iemand seer te maak, want hy sien homself nie as vreeslik belangrik nie, en kan dus nie van sy troontjie afgestoot of verkleineer word nie. Sulke mense geniet 'n heeltemal ander uitkyk op die lewe, en hulle lewens is aansteeklik, vol met tevredenheid en vreugde. In plaas daarvan om die baas te wil wees, is ek gewillig om die onderste sport van die leer te betree. In plaas daarvan om die alfa hond te wees, is ek gewillig om spasie te maak vir ander. Wanneer dit my begeerte is om my merk te maak, of myself of my sienings af te dwing op ander, gaan ek net teleurgestel word. As ek my poging sou prysgee om as belangrik voor te kom, is ek in staat om God en ander gelukkig te maak. Dit vat baie van die stres en spanning weg uit my daaglikse lewe. 'n Teken van 'n gelukkige siel is iemand wat nie 'n gedurende soeke het daarna om altyd eerste te wil wees, of voor te wil wees, of om in die drywersitplek te wil wees, of om homself te wil laat geld nie. So iemand is gewillig om sy lewe in die hande van die meester te los, sodat hy dit kan beheer. So iemand is elke dag gereed om na die nuwe vars weivelde verskuif te word. Hulle is die mense wat nog tyd en energie oor het om op ander te fokus en hulle so gelukkig te maak. In plaas daarvan om heeltyd fout te vind met die lewe en gedurig hoekom te vra, is ek gewillig om elke omstandigheid van die lewe te aanvaar met 'n houding van dankbaarheid. Some guy today told me to question everything, so I asked why. En baie mense voel dis hulle reg om alles te bevraagteken wat met hulle gebeur. Dit raak 'n stroom van konstante kritiek en die ontleding van omstandighede in mense wat saam met jou werk. So iemand is gedurig op die uitkyk na ander, of iets wat hy kan blameer, vir sy mislukkings of slegte geluk. So iemand is al te gou om sy seëninge te vergeet, maar stadig om sy mislukkings te laat gaan. As ons regtig glo dat ons lewens in God se hande is, dan sal elke gebeurtenis, maak nie saak hoe vreugdevol of tragies dit is nie, gesien kan word as deel van God se plan vir ons. Om sonder twyfel te weet dat hy alles ten goeie laat meewerk vir ons groei en vooruitgang, is om ingelei te word na 'n nuwe wêreld van stilte en rus en krag, wat jou in staat stel om enige situasie te kan hanteer. In plaas daarvan om my eie wil af te druk, is ek gewillig om te leer om saam te werk met sy wense en aan te pas by sy wil. Elke van die stappe sluit die mens se wil in. Die heiliges het deur die eeue uitgewys dat 90% van alle godsdiens gewortel is in die wil. As jy 'n ware volgeling en toegewyde disipel wil wees, gaan jou wil betrokke wees. Jy is nie maar 'n willose pion wat rondgeskuif word op 'n skaakbord nie. Will you trust God to adjust your plan to fulfill His purpose? Henry Blackaby het gebed so opgesom: Prayer is designed to adjust you to God's will, not to adjust God to your will. As jy volgende keer jou gebed opneem of rekord, wat sal jy hoor as jy weer daarna moes luister? Wanneer manne en vroue toelaat dat hulle eie wil op sy geskuif word, word die groot onheilige drie-eenheid ek, my en myself uitgeskuif. Dis wat dit beteken om jou kruis daagliks op te neem, om as ware te gaan na jou eie dood. Dis nie langer my wil wat ter sprake is nie, maar die begeerte om eerder God se wil te wil doen. Dit klink omtrent na die vermoë wat 'n verkleurmannetjie het om aan te pas by sy veranderende omstandighede. In plaas van kies om my eie pad te loop, kies ek om Christus se pad te volg, deur eenvoudig te gaan doen wat hy vir my vra. Dit gaan oor eenvoudige gehoorsaamheid. Dit beteken dat ek doen wat hy my vra om te doen. Geen onderhandelings nie, geen kort paadjies nie, net eenvoudige gehoorsaamheid.
Ek gaan waar hy my ook al uitnooi of stuur of omheen te gaan. Ek praat oor wat hy my beveel om te sê. Ek reageer op die manier wat hy van my verwag en weet dat dit tot my eie voordeel sal wees, sowel as vir sy reputasie. Die meeste van ons weet baie. Ons het baie kennis. Ons het 'n groot hoop feite beskikbaar van wat ons meester van ons verwag. Maar min van ons het die wil, die intensie of die deursettingsvermoë om daarop te reageer, dit te gaan doen en sy instruksies uit te voer. Maar die persoon wat besluit om te gaan doen wat God van hom verwag, beweeg na vars weivelde, wat beide hom en ander baie goed gaan doen. En dit sal die goeie skaapwagter eindelose plesier verskaf. God wil hê ons moet almal op reis wees saam met hom. Hy wil hê dat ons saam met hom sal loop. Hy beplan dat dit tot ons voordeel sal wees, maar ook tot die voordeel van ander, sowel as ten gunste van sy reputasie as ons herder. Miskien is daar party van ons wat dink dat God daarom te veel van ons verwag en vra. Miskien voel jy dat sy opdragte daarom te drasties of radikaal is. Party mag selfs voel dat sy roeping onmoontlik is om uit te voer. Ja, dit sou te swaar wees as ons staat gemaak het op ons eie vermoëns en ons eie dissipline om dit deur te voer. Maar as ons ernstig is om sy wil te doen en deur hom gelei te word, dan maak hy dit moontlik vir ons om gehoorsaam te wees, deur sy Heilige Gees. Want dit is hy wat werk in ons om sy wil te doen. Filippense 2 sê, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Geloof kies om God te gehoorsaam, selfs al maak dit nie sin nie. Great moves of God are usually preceded by simple acts of obedience. You have no idea what God may do through one act of obedience. There will be no peace in any soul until it is willing to obey the voice of God, het Moody gesê. Om dus op te som, as ek deur Jesus gelei wil word, dan sal ek liewer wees vir hom en ander as myself. Dan sal ek op sy gesit wees vir hom. Ek sal gewillig wees om my regte prys te gee. Ek sal gewillig wees om eerste plek prys te gee. Ek sal meer dankbaar as foutvinderig wees. Ek sal aanpas by sy wil, nie myne najaag nie. Ek sal kies om daagliks gehoorsaam te wees. Here, dankie dat U as die goeie herder op die uitkyk is vir my en my geestelike groei en versorging. U weet presies wat ek nodig het. Dankie dat U verskeie vars weivelde vir my in gedagte het, sodat ek nie in 'n groef hoef vas te val nie. Maak my gewillig om saam met U te reis na hierdie nuwe weivelde. Mag my eie ek daagliks onder U beheer geplaas word. Ek verklaar dat ek U vertrou as my herder, om vir my goed te kan sorg. Selfs al verstaan ek nie alles wat rondom my aan die gebeur is nie. Amen.